Hartlike goeiemôre van my kant af. Weer eens 'n voorreg om so saam met u te wees en mag die Here ook vir ons ryklik saam seën. Nou pelikane is nie so onskuldige voëls soos wat dit lyk nie, want hulle span baie keer saam met die kormorante om dan ook vis te vang. Veral die dubbelnaaltjie kormorant is juis die kormorante wat hulle dan ook mee saamspan om dan vis te vang. Hierdie twee spesies, naamlik die pelikane en die kormorante, eet nie altyd noodwendig dieselfde visse nie, maar tog sal jy ook kry dat hulle van dieselfde spesies ook eet. Hierdie kormorante sal ook baie keer tussen die pelikane broei. En dan, wat nogal baie interessant is, en hier kom die ding in, die pelikane sal soms kos van die kormorante steel, as daardie kormorante dan afgeduik het, om dan daardie vis onder die water te kry, en hulle opkom, dan gryp daardie pelikane daardie vis van daardie kormorante af, en dan ook sal jy selfs kry dat hierdie pelikane selfs van ander pelikane dan ook vis sal steel. So, nie so onskuldig soos wat hulle lyk nie. Terwyl die Here dan ook vir ons kom leer dat ons as kinders van die Here na sy stem moet luister. Ons is besig met die gedagte van die opdragte van Jesus, en besonder as hy dan ook sê dat ons hom ook moet volg. Kom agter my aan en ek sal julle vissers van mense maak. Johannes 10 vers 14 kom die Here en hy sê, ek is die goeie herder en ek ken my eie en word deur my eie geken. Hierdie sal ook 'n baie goeie kenmerk wees van 'n volgeling van die Here Jesus Christus, is dat Jesus hom sal ken en dat hy die herder sal ken, dat hy Jesus Christus in besonder sal ken. Daarom wil ek vir u vra, u ken miskien Jesus, maar ken die Here u? Het u 'n persoonlike verhouding met hom? Het u al die Here Jesus Christus as verlosser en saligmaker aangeneem, en daardeur dat hy u ken en u ken hom, dan ook in besonder in 'n wonderlike verhouding waarin u met hom kan staan. Johannes 10 vers 27 sê dit dan ook baie duidelik. Hy sê, my skape luister na my stem en ek ken hulle en hulle volg my. Twee belangrike aspekte hierso. Hy sê, my skape luister na my stem. Hulle is gehoorsaam aan daardie stem van die Here Jesus Christus. Hulle luister na hom en hulle volg hom deur gehoorsaamheid. En dit is baie belangrik, om volgeling van die Here Jesus Christus te wees, is nie dat ek my eie pad kan stap nie. Ek het nou nodig om na die stem van die Here te luister en in gehoorsaamheid ook hom dan te volg. Johannes 10 vers 5 sê, hulle sal 'n vreemde nooit volg nie, maar van hom af wegvlug, omdat hulle die stem van die vreemdes nie ken nie. Liewe toehoorder, ken u die stem van die Here Jesus Christus? En al hoe ek daardie stem van die Here regtig kan leer ken, is in 'n diepere verhouding wat ek ook met hom dan ook het, in my stilte tyd, die woord van die Here wat ek lees, in gebed, want daardeur word hierdie verhouding ook gebou. Daarso by die erediens, waar die Here met my sy hart wil kom deel, deur daardie prediker, wat dan ook daardie woord met ons kom deel. Daarom sal ek gewoond raak aan sy stem. Ek sal weet, as daar 'n vreemdeling is, wat vir my wil kom weglei van hom af, en weg wil rokkel. Daarom, liewe toehoorder, dat ons ook moet weet, dat ons na die stem van die Here moet luister, dat ons nie na vreemde stemme moet luister. Johannes 10 vers 16, ek het nog ander skape wat nie aan hierdie stal behoort nie. Ek moet hulle ook lei, en hulle sal na my stem luister, en dit sal wees een kudde, een herde. Daarom word ons ook verenig in 'n eenheid met mekaar, maar ook in 'n eenheid met die Here Jesus Christus. En ons sal na sy stem luister, daardie ongeredde, wat nog die stem van die herder moet hoor, dat ons gewillig sal wees om dan ook sulke mense aan die Here Jesus Christus voor te stel. Ek sluit af met Matteus 17 vers 5, terwyl hy nog spreek, oordek 'n helder 'n ligwolk hulle met eens, en daar sê 'n stem uit die wolk, dit is my geliefde seun, in wie ek welbehaag het, luister na hom. Dat ons na die stem van hierdie herder sal luister, dat ons dit sal gehoorsaam en hom sal volg. Kom ons bid saam.
Here, dankie vir hulle wat alreeds na u stem geluister het, wat u volg, maar daar is nog mense wat buite staan, wat nog nie u stem ken nie, dat hulle u stem sal leer ken en dat hulle gered sal word en u sal volg. Ons bid dit om Jesus naam. Amen.